Ons is opgewonde om weer by U aan te sluit by die woord in diepte en hier op Homebuys geniet ons om God se woord oop te maak en daarin die waarhede te leer en te groei. En vandag kyk ons na nog geloofslesse wat ons kan leer en inbou in ons eie karakters. En ons gaan na Josua kyk en sy lewe in die lig van die groter kosmiese konflik wat daar plaasvind. Want hy het die heidene nasies van Kanaan moes trotseer. Hy het voor die Jordaan gestaan en nou moet hulle oortrek en daardie nasies konfronteer. Maar ons kyk ook na die groter konflik. In ons gebedsfoto sien jy daar dat die son besig is om onder te gaan. Ek het hierdie foto geneem daar net voor mens by die hekke ingaan van Skukuza in die nasionale Krugerwildtuin. En so die dag gedaal, terwyl Josua eendag teen die heidene nasies geveg het. En Rebecca gaan vir ons lees wat in Josua 10 vers 14 staan na ons gebid het. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, terwyl die son van die geskiedenis van hierdie aarde ondergaan, besef ons dat U hand in beheer is. En ons bid, Here, dat U die son nog 'n rukkie sal laat stilstaan, sodat U boodskap van liefde na elke volk en taal sal uitgaan, dat hulle U stem sal hoor en 'n keuse sal maak wat sal tel vir die ewigheid. Amen. Wat sê vers 14 vir ons? En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. En om daai versie in sy volheid te verstaan, het U gevorderde wiskunde nodig. En moet U besef teen watter geweldige spoed hierdie aarde draai. Nie net sy aswenteling nie, maar ook sy pad om die son. En watter hand, net die hand van God, wat hierdie geweldige kragte uitoefen, sodat die son stil staan in die lig. Kan dit gebeur? Jy weet, die wetenskap daarvan is bokant my verstand. En so het God 'n teken gegee aan Josua. Nie oor die son nie, maar dat hy in die mens belangstel en tot hulle redding wil intree. Nou vra ek myself af, waarheen is Israel nou op pad? Kom ons kyk net 'n bietjie na die omstandighede waarin hulle bevind. Indien jy sou verhuis, dink net vir 'n oomblik na, van een woning na ander. Het jy tyd vir baie dinge of is dit 'n groot besluit? Moet jy tog seker maak waarheen jy gaan. Jy moet die adres hê van die plek waarheen jy gaan. Jy moet seker maak of daardie mense al uitgetrek het uit die huis. Is die huis skoongemaak? Is die elektrisiteit aangeskakel? Daar is so baie dinge wat gereël moet word. Maar indien die nuwe huiseienaar nog in die huis bly waarheen jy gaan en boonop geensins belangstel om daar uit te trek nie en jy trek soontoe, dan is daar mos 'n probleem. Dink vir 'n oomblik na, hier is Israel, en Israel is nie 1 of 2 of 10 mense nie. Hulle is oor die miljoen, selfs oor 2 miljoen mense, wat nou nie huise nie, maar hele stede moet oorneem, wat bewoon is. Dink bietjie aan die tamaletjie wat daar plaasvind, en ek sou raai, dat hulle baie skermutslings voor daar sou plaasvind tussen hulle. Jy by jou buurman kom en sê, ek trek hierin vandag. Ek glo nie, hy gaan dit sommer gelaat aanvaar nie. En
Ek dink dat daar 'n lelike geveg in die vooruitsig was en baie hofsaake dalk. Wat gaan hier aan? En as ons na die konteks kyk, die beloofde land, om dit te gaan beset, nie 'n dorpie nie, maar een van die sterkste stede van die gebied lê reg voor hulle, en dis die ommuurde stad Jerigo. En hy's vol soldate, en hulle het hulle strategie. Ek dink dat as Israel sonder geloof so daarna kyk, besef hulle dat hulle ouma gaan sien. Hulle gaan weet waar Dawid die wortels gegrawe het. En soos jy met jou mense nader maak en nader kom, dan gaan daar gerugte rond. En wat sê daai gerugte? Wat het Jerigo gehoor? Watter gerugte het hulle gehoor? Hulle het gehoor dat hierdie volk taalryk is, dat hulle soos mure op die aarde is. En tweedens, toe hulle by die magtige Jordaan kom, wat of kom ons gaan terug na die Rooi See toe, hulle het daai boodskappe ook, dat die Rooi See oopgegaan het en hulle deurgestap het. En toe dat die Jordaan oopgegaan het en hulle daardeur is, toe besef hulle, hier is magte, wat ver bo hulle gode se magte is. Dink net hoe voel die vrouens, die kinders, die ooms, die tannies, wat in hierdie stede in Kanaan bly as hulle hierdie gerugte hoor, en wat hulle vir mekaar sê, en wat gaan gebeur, waar gaan hulle wegkruip, wat gaan hulle doen. En ek dink die leiers van daai dorpies, wat sou die burgemeester sê? Wat sou die verskillende departemente wat orde moet handhaaf in die stad, hoe gaan hulle optree? Wat is hulle denke oor hierdie aantog van die miljoene Israeliete wat aankom om hulle land oor te neem? Josua 5 vers 13 asseblief. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. Nou stop net daar vir 'n oomblik. As jy 'n leier is van 'n geweldige groot volk, en jy moet hier met 'n militêre aanslag teen 'n ander volk optree, en skielik verskyn 'n man met 'n ontblote swaard voor jou, wat is jou gedagtes? Wat gaan jy dink? Wat gaan jy doen? Lees aan. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? Dit is 'n goeie vraag. Is jy aan ons kant of is jy aan die vyand se kant? Waar kom jy vandaan, waar gaan jy heen? Sodat hy kan weet hoe hy moet optree. En nou kom die antwoord in vers 14, wat vir my so kenmerkend is van ons liefdevolle God. En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Nou, hierso, hy vra, is jy aan ons kant? En die antwoord is nee. Is jy aan die ander kant? En die antwoord is nee. Met ander woorde, verkeerde vraag. Daardie nee sê vir my, dat die leerowerste van die Here die vraag teruggooi na Josua, en sê, Josua, aan wie se kant is jy? Ek is die leerowerste van God. En ek dink ons kan aanvaar dat hierdie leerowerste nie net 'n engel was nie, maar Jesus self. En dit is nie belangrik vir Josua om daardie vraag wat hy vra, nee. Wat belangrik is, aan watter kant is ek en u, wanneer God ons konfronteer. En in die foto daar, sien jy die kosmos, die sterrehemel, die sterrestelsels. En hier praat ons van ligjare se afstande tussen mekaar.
En wanneer ons opkyk soos Abraham in die ou tyd daar in die nag, en ons sien die wonderskepping van God, dan besef ons dat die leerhowerste van die hemel, van die leerskare, daai leerskare kan verwys na miljoene en miljoene en miljoene der miljoene engele. Dit kan verwys na die sterre wat God geskaap het, die sonnestelsels wat ontelbaar is, en die hand wat daar die dinge gemaak het, stel in my belang. Hy sê vir Josua, nee, dis nie die vraag nie. Dan gaan jy saam met my hier optree. Ek tree op teen die Kanaaniete. Ja, ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond, en hy buig neer, en hy vra hom, wat wil die Here aan sy diensknegt sê? Wat kan ons doen? Ons is besig met aardse gedagtes, en skielik besef ons, dat ons in God se teenwoordigheid is. Ons kan net neerval in ons swakheid en menslikheid en sê, Here, wat wil U hê, moet ek doen? Daai sterke soldaat, Josua, is hier nederig en op sy knieë voor die Here. Sy opleiding saam met Moses was baie jare. Ek noem vir Josua partykeer Moses nommer 2. Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, wat sê hy vir hom? Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Het Josua daardie woorde geken? Ek is seker Moses het hom vertel, want dit is voorheen al, het die Here so aan Moses verskyn by die brandende bos. Ja, aan wie se kant is ons? Nou krimp Josua se probleem van wie hierdie gevaarlike man is, na nederigheid, en hy besef, hy is in God se hande. Hy's maar net 'n stoffie. God sal optree. En sy hele perspektief verander, soos dag en nag. En toe ek dit neerskryf, toe dink ek aan 'n foto van kinders, en as jy na daai fotootjie kyk, dan sien jy dat daar die twee seentjies sit daar, en hulle die verkyker agterste voorbeet. Nou as jy van die voorkant af kyk, dan is alles groter. En as jy hom omdraai, dan is alles verskriklik ver. En ons partykeer kyk van die verkeerde kant af deur God se woord. Dan is hy so ver van ons. Maar as ons hom omdraai, dan sien ons hoe naby God aan ons is. 2 Konings 6 vers 8. Wat sê dit daar van die koning van Aram? Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslaag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Met ander woorde, die profeet waarsku elke keer vir die koning. Nou weet hy wat die strategie van die vyand is. Wat gebeur toe? Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net 1 maal of 2 maal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. Ja,
So die mense weet wat aangaan. Die nuus het gegaan dat Israel dien 'n groot God en daar's 'n profeet en daai profeet weet, die Here sê vir hom, presies, jy kan niks in die geheim doen nie. Nou dis 'n gevaarlike ding. En die koning snap nie mooi wat hulle sê nie, want luister wat sê vers 13. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. Gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. Asof God dit nie ook vir Elisa kan sê nie. Jy weet, die mens, ek kan nie anders as om die woord onnoosel te gebruik nie, is so dig. Hy word gesê, dat Israel se God weet wat hy in sy slaapkamer dink, maar nou dink hy kan daai profeet gaan vang, en God se planne omverwerp. Hoe menslik, hoe agterste voor. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. Sy krag lê in sy leer. Hy stuur 'n swaar leer teen God. Foei tog. En wat gebeur? En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Nou dit is 'n baie belangrike militêre strategie. Jy kom nie in die dag nie, jy wil hulle onvoorbereid vang. So as die lig opkom en hulle sien, dan is jy daar. En hulle nie een kant van die stad nie, hulle die stad omsingel. Met ander woorde, hierdie swaar leer weet nou dat hulle die oorwinning het. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. So Elisa se dienaar is vroeg uit die vere uit, en hy kyk, en hy vlieg net daarom, en ek kan sien hoe hy sy hande waai, en hy sê, Elisa, dis gedaan met ons. Wat sê hy? En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Hoe sal ons maak? Ja, en die Here veg nie met perde en strydwaans nie. Getalle imponeer hom glad nie. As ek hier na die fotootjie kyk wat ek hierby gesit het, daar sien jy 'n militêre konvooi. Al die masjinerie daar met al die skietgoed daarop en die mense wat die voertuie bestuur, 'n hele konvooi van militêre grof geskit wat daar aankom. En ek dink hierdie foto's daar in Irak geneem deur een van die nuusverslaggewers daar. Daar kom hulle aan. Wat maak jy teen daardie oormag? As jy in hulle pad is, trap hulle jou plat. Maar God tree anders op. Jesaja 6:37 vers 16. O Here van die leerskare, God van Israel wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. U het die hemel en die aarde gemaak. Dit is so 'n grootsheid. As jy van die fisiese, die hoogmoed van die aardse militêre mag styg na God se sfeer toe, dan is jou denke soveel hoër as die menslike denke wat hier in die modder op die aarde beweeg. En vir mense wat dalk die uitslag van daardie gebeurtenis in Konings nie ken nie. Wat het toe gebeur, Rebecca, toe? Hulle die stad wil inneem. Daai groot leer van die Arameërs. Toe bid die profeet, want sy dienaar, open sy oë. Want sy dienaar se broek bewe. En toe sê Elisa, Here, slaan hulle met blindheid. Nou, hoe gaan 'n blinde leer optree? Maar kom ons laat dit daar.
Wat sê Handelinge 12 vers 7? En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Hier weer in Petrus se geval, nie in die dienaar en Elisa se geval, tree God in, en die tronk en die boeie en die soldate beteken niks. As ons maar net geloof in God toon. Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? En hier verwys dit na die seun van die dageraad, soos Jesaja hom noem, na Lucifer. En wat sê die woord van hom? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. En Esegiel sê vir ons, oor hierdie selfde Lucifer, wat hom groot gehou het, en toe op sy neus gekyk het. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus. En die koning van Tyrus was maar die simbool van wat hier geskryf staan van Lucifer. Sê vir hom, so spreek die Here. Wat sê hy? Jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Nou is die koning van Tyrus volmaak in sy skoonheid. Hy het probeer grand klere aantrek, ja. Maar hier praat dit van Lucifer wat in die hemel was, let op. Vers 13. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnieul, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En hoe laag het die môrester Lucifer nie geval na die draak, die slang, die duiwel, ons aardsvyand nie. En weer toe ek daardie woorde lees, karnieul, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smarag en goud. Toe dink ek aan klippe wat ek in my versameling het en wat ek al gesien het by ander mense. Byvoorbeeld kalsiet. En as ons kyk na hierdie fotootjie aan die regterkant, as jy in 'n donker vertrek, wanneer daar geen lig is nie, 'n swart lig aanskakel, dan gloei daai kalsiet. En dit gee vir ons as mens 'n klein begrip en idee van die juwele, van die stene, van die kosbare gesteentes waarvan die Bybel hier praat. En dan skakel jy die gewone lig aan en die swart lig af. En dan aan die linkerkant van die foto kan jy sien hoe lyk daai kalsiet.
Dis maar net wit en vaal. En so het Lucifer, wat daar tussen die vurige gesteentes gewandel het, sy lig skielik uitgegaan na 'n dowwe lampet wat rook. En dan Esegiel 28 vers 16 beskryf dit verder van Lucifer se val. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig. O Gerub wat beskut, hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Ek dink ons moet hier besef, wanneer God sy onverdiende seëninge op ons uitstort en dit met ons goed gaan, dan moet dit 'n diepe dankbaarheid in ons harte wees. Ons moet die Here loof daarvoor. Ons moet besef dat hierdie geweldige oomblik van sukses wat ek nou net behaal het, is hy wat my die talente gee. Dis hy wat die punte bymekaar bring. Dis hy wat besig is om sy skepping te verhef. En dis nie ek wat moet kyk soos Nebukadneser oor Babylon en sê, is dit nie die groot stad wat ek gebou het nie? Daar's geen plek vir my nie. Ek is 'n instrument en God werk deur my. Vers 18. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. En daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. En wat sê Matteus van God se woord? Dit sal nie een jota of een titel verander nie. Uiteindelik sal hy wat sonde gekies het om te bly, om teen God te draai en ongehoorsaam te wees, sal hy tot hierdie aarde, tot as, verander word en hy sal nie meer wees nie. So sal God sy geregtigheid herstel en hulle wat hom gehoorsaam is, herstel. Nou Daniël 10 vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Hier het ons nou weer 'n kyk op 'n man soos Daniël. 'n gewone mens. Maar wat het hy gemaak? Het hy soos Nebukadneser hom groot gehou? Het hy soos Elia se diensknegt nie verstaan nie, maar gesê het, my Heer, ag tog, wat gaan ons doen? Hy het God gedien op sy knieë en hy het leiding van God gevra. En Daniël is vir my so 'n volmaakte voorbeeld, net soos Josef ook, wat God se wil gesoek het, uitgevoer het, en sy werk na die beste van sy vermoë gedoen het, en al die eer aan God gegee het. En wanneer ek dink aan Daniël se lewe, dan kom die sagtheid en die mooiheid van 'n sekere Protea my gedagtes op. In die bygaande foto is Protea net die folia. Ek het baie keer as ek daai Protea sien, dan vat ek hom so met my duim en my laaste 3 vingers vas, dan sit ek my vinger binne in tussen daai sagte blomme. En dan, hy's my so sag, hy's so mooi, hy's so volmaak geskep, en hy gee vir my soveel vreugde.
Eksodus 2 vers 23. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. Nou hierso is Israel nou verkneg en hulle werk daar in Egipte vir 'n koning wat skoon vergeet het van die geskiedenis, of wat gekies het om te vergeet. En hy verdruk 'n volk. En hier weer sien ons die groot stryd afspeel. Nie net daar nie, maar ons kry 'n kykie dat God in beheer is. En wat sê dit? En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien. En God het hulle geken. En wat sê dit vir ons vandag? Dit sê vir ons dat as die wet teen my is, die landswette dalk teen my is, en alles teen my is, en ek moedeloos is, kan ek op my knieë gaan en bid. En wanneer ek God se hand vra in my lewe, wanneer ek in gebed na hom toe gaan, dis hy wat harte aanraak, wat selfs regeringsstelsels beïnvloed. En hy kan intree vir my, soos hy vir Elisa ingetree het, soos hy vir die Israeliete ingetree het, soos hy vir elkeen ingetree het, so kan hy vir my ook intree. Eksodus 12 vers 12. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie skrif is so mooi wat sê, en die bloed sal vir julle 'n teken wees. Jare voor dit het Kain vrugte gebring. Vir Abel was die bloed van die lammetjie 'n teken van die verlosser wat sou kom. Vir die Israeliete in geloof, die lammetjie geslag, en daarin moes hulle besef dat God sy bloed sal gee eendag en vir hulle verlossing gee. En daai nag het die plaag Egipte land getref en het God opgetree. En net so sal die bloed vir ewig daar wees om vir my en u in te tree. Eksodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Nou, net 'n oomblik daar. Die mens se geheue is baie kort. En dit wat by sy sintuie ingaan, wat hy nou op hierdie oomblik sien, is dit wat hom heeltemal vasvat. In ander woorde, ek trek 'n laai oop, en hier lê 'n slang opgerol binne in die messelaai. Jy dink nie aan wat agter jou en langs jou is, of wat jy gaan doen, of wat jy die kos op die stoof nie. Jy gil. Jy loop alles onderste bo. Dit wat jy nou sien, vat jou gedagtes vas. En wat sien die Israeliete? Hulle sien 'n farao wat nou al so kwaad is vir hulle. Hy gaan hulle dubbel so hard laat werk. En hulle
staar die dood in die oë as dit ware, maar die Here sê, moenie bevrees wees nie. Ek sal vir jou optree. Jy gaan hierdie vyande vir jou nooit weer sien nie. Nie soos wat jy nou aan hulle dink nie. Vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Daardie paar woorde. Die Here sal vir julle stry. Die Here kon net sowel gesê het, gaan slyp jou swaard gaan en dan moet jy hard veg. Nee, hy sê vertrou my en die Here doen al die aksie wanneer ons net die keuse maak. Vers 25. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Hier is die Rooi See oop. Dis 'n pad. Hulle het nou net stof getrap daar dwars deur die Rooi See, droogvoets deur gegaan. En hulle is aan die ander kant en hulle kyk terug. En daar die wolk trek op en hulle sien die Egiptenaars en hulle kom met dieselfde pad. Nie so stadig aangeloop voetjie vir voetjie nie, maar hulle jaag met Egipteland se beste strydwaans. Vertrou ons God of vertrou ons op die feite en dit wat ons hier voor ons sien? So het die engele daar ingetree en skielik het die bodem van daai see modder geword. Daai sleep, daai strydwaans het ingesak in die modder. En ek dink van die sluitpenne wat die wiel aan die as vasgehou het die engele net mooietjie so gevat en uitgetrek en toe val van die wiele nog af op. En nou moet daar die Egiptenaar voet slaan en nou trap hy modder links en regs en nou sit hy vas. Toe sê die Egiptenaars, wat sê hulle? Laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Nou hoeveel gode het die Egiptenaars gehad? Baie. 10, 20, 100, 500, 1000. Die kommentare sê ver oor 1000 gode. En hier sê hulle, ons gode help ons niks nie, kom ons gee pad, want hulle is sterker. Die Here veg vir hulle. Hier erken hulle as dit ware in hulle penarie. En toe dink ek aan 'n baie mooi illustrasie uit die Skepper se hand. En dit is die waterlelie. Die waterlelie het sy wortels in die swart modder onder in die dam. Daaruit neem hy die water en die minerale soutte op wat hy nodig het. En sy blare dryf bo op die watervlak. En dan stoot hy daai blom op en daai blom gaan oop en daai blom is nie swart nie. Daai blom kan wit of pink of rooi wees en hy getuig van sy Skepper. So gee dit vir my moed. So kan ons sterk staan te midde van die stryd wat in die hemel plaasvind en wat hier in ons harte ook plaasvind. Eksodus 17 vers 7. En die plek Massa en Meriba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Jy weet, kort, dan vergeet Israel wie hulle God is. Is hy met ons, is hy nie met ons nie? Laat my dink aan iemand wat 'n seeredder. Die persoon is geoefen, hy's sterk, hy kan goed swem en hy moet die drenkeling gaan haal. En wanneer hy inspring en by die drenkeling kom, dan gryp daai drenkeling hom vas, dat hy nie kan swem nie. Die drenkeling moet net ontspan en dan kan hy hom uitsleep, bewusteloos of nie. Hy kan dit doen. Maar wanneer ons kragte bysit, dan hou ons sy arms vas en dan gaan al twee van ons sink.
En so het ek gehoor dat 'n lewensredder eendag iemand wat so moedeloos was, 'n vuishou moes toedien en hom verder uitslaan, sodat hy bewusteloos kon wees, sodat hy die persoon kon red. En partykeer moet God net so optree met ons. En hier versoek hulle die Here. En wat sê dit verder, vers 9? En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Nou wie veg teen Amalek? God of hulle? God. Ja, Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. hier weer 'n teken, 'n sigbare teken om hulle moed en krag te gee, dat hulle kan onthou wie in beheer is. Maar die hande van Moses het swaar geword, en daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die een anderkant. Ek sien al hoe staan Aaron Hur daar, die een nou sy linkerhand op en die ander nou sy regterhand op. En so hou hulle sy hande op en Israel wen. En die geveg gaan aan. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. En hulle het keer op keer, wanneer God so vir Israel intree, het hulle geleer, maar dan vergeet hulle weer. En ons is so menslik, ons doen presies dieselfde, ons moet nie dink ons is beter as hulle nie. Kom ons gaan terug na Josua toe. Ons gaan nou terug na die verhaal toe van ons openingsteks, terwyl die son stil gestaan het. Josua 6 vers 15. Maar op die 7de dag het hulle vroeg klaargemaak toe die rooi dag uitkom, en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Ja, dit verwys na waar hulle Jerigo aanval. Ek het nou vir 'n oomblik gedink dit is daai ander geveg. Net maar die dag het hulle die stad hoeveel keer omgetrek? 7 maal. 7 keer. Nou wat het die manne op die muur van Jerigo gedink? Terwyl die sterk dubbele mure daar was en ons kyk af en hier kom die Hebreërs, daai klein mensies. En hulle loop en hulle loop en hulle aankom en hulle aankom en hulle aankom en daar is baie van hulle. En hulle broeke bewe. Waar is hulle wapens? Wanneer gaan die manne kom met die skietgoed? Hulle stap om die stad. En hoe hard skree hulle? Hulle is doodstil. Net die trompette van die priesters word gehoor. En wat hulle alles gesels het, ek sou wat wou gee om 'n klankopname te hê van wat van daardie mense wat hulle gepraat het. En nou, die volgende dag, toe sit nie hier 10:00 die oggend wat hulle kom en begin stap om die stad nie, want dit vat seker 'n uur of 2 om daai stad te stap. Vir al daai mense. Toe is dit dagbreek, die son kom nog op. Toe stap hulle al die eerste keer om, en die tweede, en die derde, en die 7de keer daardie aand. Vers 16. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Nou vir 'n oombliekie, hoe klink dit as 1000 mense saam is en hulle skreeu? Hoe klink dit as 100,000 mense gelyk skree? Hoe klink dit hier as meer as 1 miljoen mense skree? Die aarde het gebewe en God het gehoor om dit in menslike taal te sit. Vers 17.
Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Ragab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Het God in hierdie grootste oomblik van aanval vergeet van Ragab? Nooit nie. God hou sy beloftes, en dis my pragtig, vers 18. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Hier kom die waarskuwing weer van die Here, om versigtig te wees, elke Jota-titel van sy woord te gehoorsaam. En dan vers 19. Maar al die silwer en goud en die koper en ystervoorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. Hier sê dit is heilig aan die Here. En wanneer God iets of 'n dag of 'n mens heilig, dan is dit wat hy geheilig is, heilig. En daar moet die mens nie meer lol nie. So is die huwelik heilig. So is die 10de heilig. En so hier het die Here daardie yster en koper en al daardie waardevolle dinge moes in die huis van die Here kom. Dit is geheilig. Vers 20. Toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas. En toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef. En die muur het op sy plek ingeval. En die volk het in die stad geklim, en elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Ja, so tree die Here op. Die aardbewing het plaasgevind op die presiese tyd wat God bepaal het. Die engele het elkeen gehoorsaam, daardie deel van die stadsmuur omgestoot, behalwe die engele wat die stukkie muur waar Ragab se huis in was, bewaar het. Daardie het bly staan en hulle is gered. En dan dit sê vir my dat die meerderheid gaan vernietig word. Maar daar's 'n oorblysel wat gered gaan word. Aan watter kant staan ons? En nou, Rebecca, lees net vir ons weer ons eerste teks waarmee ons begin het. En daar was geen dag soos hierdie een voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. En wat het daardie dag gebeur? Die sonwyser het 10 grade agteruit gegaan. En in ons gebedsfoto sien ons 'n sonhorlosie. En die aarde draai teen daai geweldige spoed en die skaduwee van die sonhorlosie beweeg stadig aan. Ek het gister in die motor gekyk na die skaduwee wat by die venster aangekom het, of die son en 'n skaduwee gegooi het op my sitplek, en toe kyk ek hoe binne elke 5 minute skuif daardie skaduwee aan. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, gee vir ons die vaste geloof van 'n Josua wat U geken het en geweet het dat U in beheer is. En mag ons nooit vergeet nie dat ons maar klein soldaatjies hier op aarde is, maar dat U die stryd teen die bose voer en dat ons eendag saam met die ontelbare skares in die hemel en die hemelwesens U naam sal kan groot maak vir U liefde. Amen.